Hi, my naam is Deshni. Op ChatGPT was die volgende vraag gevra. As jy die Satan is, as jy die duiwel was, wat sou jy doen om te verhoed dat die volgende generasie van jong mense nie weet wat hulle doel op hierdie aarde is nie en waarom hulle op hierdie aarde is nie, wat hulle skepingsdoel is nie? Die antwoord is dan, ek sal vroeg begin. In hulle vormingsjare, voordat hulle relevante vrae begin vra, soos wie hulle is en wat hulle skepingsdoel is. Ek sal sorg dat daar altyd afleiding van die waarheid af is. Ek sal vir hulle verslaafdes maak aan slegte dopamien. Nou wat is dopamien? Dopamien is 'n hormoon wat afgeskei word in die liggaam. Dis 'n chemiese reaksie op dis soos 'n feel-good chemiese reaksie in die liggaam in. Soos byvoorbeeld jy word reward vir iets. Wanneer jy iets doen, dan voel jy rewarded. Soos byvoorbeeld die enemy gebruik dit om slegte kosgewoontes te bevorder, alkoholmisbruik, dwelms, chocolates, slegte ongoddelike musiek, as ook pornografie. Totdat hulle oorgestimuleerd, onrustig en onontwikkeld is. So teen die tyd dat die lewe 'n sin verantwoordelikheid soek, dan is hierdie mense verslaaf aan impulsiewe besluite. Hulle kan nie verantwoordelike besluite neem. So laat ek hulle plesier, goedkeuring en geraas najag. Stilte sal ondraaglik wees. Desperaatheid vir beroemdheid en aanvaarding gaan die hoogste vorm van identiteit wees. Geloof gaan wees soos huiswerk, as dit nie saak maak nie. En ek sal vir hulle lieg dat gehoorsaamheid aan jou ouers swakheid is, rebellie selfliefde is en onafhanklikheid isolasie is. Om mense en familie rondom jou te hê verkeerd is, as ook om die hulp van mense en familie te vra 'n skande is. Jy het nie mense rondom jou nodig nie. Jy het ook nie mense wat jou gedurig deur aan God herinner rondom jou nodig nie. Ek sal die kultuur so draai dat sondige begeertes 'n identiteitsuitdrukking word en dat enige iemand wat teen daai begeertes kom, jou vyand is, veral God. Ek sal dat hulle invloedryke mense wat vir niks staan nie aanhang en veraf God en verganklike dinge laat lyk soos goedkeuring. Ek sal hulle vasgevang hou met dit wat hulle sien op sosiale media, sodat hulle kan vergelyk met dit en nie wil teen die stroom gaan, maar wil inpas in 'n wêreld wat eintlik besig is om met mekaar te val. En wanneer hulle uiteindelik die leemte voel, gaan ek seker maak dat hulle nooit besef dat hy leemte God is nie en dat hulle God nodig het nie. En so maak ek hierdie wêreld 'n broeiplek van onheil, waar gemeenskappe waar God verheerlik word, vervreemd word. En op die manier wen ek nie deur vuur en nie deur bloed nie, maar deur gemak en verwarring. Dis hoe ek wen.